Ons tema vandag is geen uitkoms. Ons lees Habakuk 1 vers 12 tot 17. Habakuk se mond hang behoorlik oop van verbasing en verbuistering as hy die Here se antwoord hoor op sy gebed. Dit kan tog nie wees nie. Die Here gebruik dan 'n goddelose nasie om die volk te straf. Is die Here dan nou aan die Galdeërs se kant? Daardie roekelose, goddelose klomp wreedaards? Maar dan sien ons dat Habakuk hierdie situasie op 'n interessante manier hanteer. Dit wil dalk voorkom asof God hom totaal versaak het. Nogtans skud hy nie die stof van sy voete af en draai sy rug op God nie. Nee, hy gaan juis na God toe en worstel met hom oor die probleem. Hy worstel nie oor God nie, maar met hom. Daar's 'n baie groot verskil. Wat behels Habakuk se verskriklike worsteling? In vers 12 tot 14 sien ons dat Habakuk vir die Here sê dat hy nou gaan doen wat hy nou gaan doen darm nou nie regverdig is nie. Sê ek en jy nie ook maar partykeer so nie. Nogtans bely Habakuk dat hy ten spyte daarvan steeds glo dat die Here onverganklik en ewig is. Bestaan U dan nie van altyd af nie, Here, my God, my Heilige? Vir Habakuk is die Here steeds sy rots waarop hy kan vertrou, sterk en magtig. En hy besef maar al te goed dat die reinheid en heiligheid van die Here so skitterend is, so glansend, dat hy net eenvoudig nie eers kan verdra om al die onreg in die volk te sien gebeur nie. Dink net, hoe moet die Here vandag voel oor die gruwels wat in ons eie land aan die gang is? Hoe voel die heilige God oor die vlaag van prostitusie, pornografie, dwelms, drankmisbruik, mensenhandel, dobbel, losbandigheid? Dan het ons nog nie eers geraak aan dinge soos geweld, roof, diefstal, moord, kindermishandeling en al die ander lelike dinge nie. En dan is daar al die korrupsie wat nou oopgevlek word in die polisie leierskorps en ander staatsamptenare. Hierdie goed spoel soos 'n wal vuil stinkende rioolwater elke dag oor jou. Hoe verskriklik seer moet dit nie die heilige God maak nie. Hy wat hierdie mense self geskep het. As die Here vandag die ganse aarde uit die hemelruim sou wegvee oor al die gruwels daarop, sou dit dan onregverdig wees? Ek dink jy sal met my saamstem dat dit heeltemal regverdig sou wees. Wat Habakuk egter grief, is die manier wat die Here kies om die volk te straf vir hulle gruweldade. Waarom dan die Galdeërs gebruik om dit te doen? Waarom moet 'n nasie wat bekend is vir sy goddeloosheid dan die vonnis voltrek? Habakuk kan nie verstaan nie. Kan die Here dan nie insien dat onskuldige mense, regverdige mense ook daaronder gaan ly nie? Daardie arme mense gaan net eenvoudig verslind word deur die Galdeërs, asof hulle maar net nietige visse is of insekte wat vertrap word. Waarom swyg U wanneer goddeloses die verswelg wat regverdiger is as hulle? So lees ons in vers 13. En so snik Habakuk sy nood uit wanneer sy rots, sy anker, van wie hy so pas bely het. Is dit nie ook maar hoe ek en jy soms voel nie? So dikwels kruip die geheime vrees ook maar in ons harte in. Hoor hy ooit nog my Subat gebed? Is hy nie dalk dood nie? Is godsdienst nie dalk net verblindery nie? Dalk skrik jy vir hierdie vraag, maar hulle is aktuele vrae wat selfs
diepste gelowiges soms duister. Vir Habakuk voel dit nou kompleet asof God totaal afwesig is, want hierdie Galdeërs neem oor. Hulle is soos 'n reuse vissersboot wat sy nette in gevaarlike hoeke uitgooi en vang net wat voorkom. Niks ontsnap hulle reuse treknette nie. En daar's groot joligheid op die skip oor hulle gulde vangs. Die walglike geur van hulle offers aan hulle afgode styg in die lug op. En die walm van wierook hang swaar in die lug. Wierook wat getuig van die sukses van hulle vangs. Hulle word stinkryk uit hulle vangs en hulle leef in die grootste weelde. Vir Habakuk voel dit asof daar geen einde is aan die marteling nie. Dit hou net aan en aan en aan. Hoe lank nog, Here, hoor ons hom swaar sug. Hy het breekpunt bereik. Sy lyding het ondraaglik geword. Hoor jy dalk in Habakuk se wanhoopskreet so ietsie van die wanhoop wat jy self ervaar? O ja, as beslis gelowiges wat op hierdie oomblik so 'n sieleworsteling beleef. Ervaar jy dalk vandag daardie verskriklike worsteling? Moenie alleen voel nie. Jy is beslis nie die enigste wat so voel nie. Maar dan wil ek vir jou vanoggend sê dat jy nie moedeloos moet word nie. Net in die volgende hoof van die kosbare kom Habakuk en hy gee vir ons hoop. Kom luister saam met my in afwagting hoe Habakuk op 'n uitkyktoring gaan staan en uitkyk het. Hoe hy gesien het dat alles beslis nie maar net wanhoop is nie. Een van die baie mooi oomblikke wat in my lewe wat ek beleef het in die noorde van Zululand, toe ons in Tembe Olifantpark een aand met son onder op 'n verlate plek bo 'n watertoring geklouter het. Terwyl ek in Mosbolletjie oor die eindelose bosse tuur, het die lig verander en die mooiste kleure van geel, oranje, rooi wat die ongerepte bos omtower het in 'n wonderwêreld van kleur. En ons kon die asemrowende wonder van God se nabyheid indrink. In die volgende dagstukkie gaan ons DV saam met Habakuk op sy toring staan en die troostboodskap van die Here ervaar. Kom ons bid. Here, dikwels lyk dit asof daar absoluut geen uitkoms is nie. Dankie dat U steeds daar is en dat ek maar net na U kan uitreik. Amen.